Ons lees die oordenking vir die 10de Desember uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se oordenking is woestyntyd. Ons teksvers uit 1 Samuel 23 vers 14 en wel in die Nuwe Lewende Vertaling staan soos volg opgeteken. Dawid het in bergskuilings in die woestyn en in die heuwelagtige landstreek van Sif gaan bly. Saul het hom gedurig gesoek, maar God het nie toegelaat dat Saul hom vang nie. Dawid leer van sy grootste lewenslesse in die tyd toe hy in die Sif woestyn skuil, terwyl Saul en sy weermag hom agtervolg. Een keer het hy God geraadpleeg. Sal die inwoners van Keila my aan hom uitlewer? En sal Saul regtig kom soos ek verneem het? Here, God van Israel, sê my asseblief. Die Here het hom geantwoord. Ja, hy sal kom. Op Dawid se vraag of die inwoners van Keila om aan Saul sal uitlewer, antwoord God, ja, hulle sal jou verraai. Dawid leer om God volkome te vertrou, al sien hy geen uitkoms nie. Hy leer ook dat die wat God in alles raadpleeg en by hom skuil, niks hoef te vrees nie. Jesus is deur die Heilige Gees na die woestyn gelei. Na 40 dae sonder kos was hy honger en weerloos. Dit was die oomblik waarvoor Satan gewag het. Nou kon hy Jesus versoek. Hy doen dit 3 maal. Sy taktiek is uitlokking. Elke keer probeer hy Jesus met 'n skynbare waarheid mislei om aan sy versoeking toe te gee. Maar Jesus bly onwrikbaar. Hy hou net die Vader se wil in gedagte. Hy skuil by God, net soos Dawid. Die gedeelte in Matteus 4 eindig so. Daarna die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Here, dankie vir wat ek uit Dawid en Jesus se woestyntyd kan leer. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.